Goed, goeiemôre julle. Vir 'n tweede keer hier vanuit die kerk uit vir my en vir julle almal daar by die huis en dalk in jou bed nog of miskien weer in jou tuin. Is ook net 'n voorreg dat ons dit so kan doen. Dankie vir almal wat vir ons ook komplimente gegee het en bedank het met die vorige boodskap. Dit was regtig 'n spanwerk van my en van Anton en van Petri afgewees ook en almal wat saam gewerk het. So my vrou het ook selfs 'n deeltjie bygedra by dit. So dit was alles net 'n spanwerk en is net wonderlik om te weet ons kan dit so doen en dit kan so uitgesprei en uitgestuur word. Ons het besluit om vanoggend ook voordat ons begin met die diens daarom ook alles so normaal as moontlik te probeer hou. Deur net so 'n paar mense geluk te wens, die senior burgers wat se name ons het wat hierdie volgende tydjie in April gaan verjaar ook net geluk te wens. So die 5de April het ek vir oom Dan van der Merwe, die 6de April vir oom Andrei Kritzinger, die 15de April vir tannie Wilhelmina de Klerk, die 16de April vir oom Johan Sterkman Strydom en die 17de April is dit oom Willem Kritzinger as ook tannie Hetty Vosloo. So aan julle ook baie geluk met julle verjaarsdag en dan sommer geluk aan almal wat hierdie tyd verjaar en saam met die familie en die gesinne kan wees daar by die huis. Ek sê nou dag vir 'n vriend vir my, jy het die voordeel nou as jy jou verjaarsdag in hierdie tyd vier, kan jy hom vir 21 dae of korter, maar jy kan hom al langer as 1 dag, jou verjaarsdag saam met die ander 4 en lank, so bak 'n groot koek, dat jy lekker lank saam kan eet aan daai koek in hierdie tyd ook. Kom ons raak dan nou ook stil en ons begin met aanbidding ook, met die wotum, waar ons ook voor die Here kom stil raak. Here, baie dankie dat ons ook op hierdie wyse kan stil raak. Dankie dat ons saam met familie en kan wees. En Here, selfs as ons alleen is, dat ons weet U is by ons. U is op elke plek, elke oomblik, en ek het nou die dag het ook so gebid en het ook so gesê dat nie mure nie, niks anders te keer U nie, om by ons huise te wees nie. Al staan alle ander mense en dinge buitekant en kan hulle dalk nie inkom nie, kan U inkom, is U reeds daar. En dankie ook vir dit. Dankie dat U vir ons stilte in ons harte kom gee. Dankie dat U vir ons uitnooi om voor U te kom sit en dat ons die vrymoedigheid kan hê om ook so saam te kan aanbid. Net waar ons is ons nog steeds deel van die kerk, en die kerk in die grootte, reg oor die wêreld, kan ons deelneem aan hierdie erediens, en ons loof en ons prys U daarvoor. Aan U kom toe, al die lof, al die eer, tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, familie, kinders, kleinkinders, oumas en oupas, genade en vrede vir julle van God die Vader, van die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons gaan lekker saam sing, maar voordat ons nou begin daar by die huis saam sing, wil ek net seker maak, jy het nou jou kinders daar, die van julle wat gesinne is en families, waar die kinders by mekaar is ook, kry sommer so lank die kinders ook saam, hulle kan net so lekker inskakel by die diens, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor hoe ons kan handbysit daar by die huis en mekaar kan help dien in hierdie tyd ook, en so ook die opdrag van die Here kan prakties uitleef. So, terwyl ons nou lekker saam sing, as die kinders nog nie reg is nie, nog nie hulle sitplek ingeneem het nie, bring hulle nader en kom ons loof en ons prys die Here met die lied, die volgende lied ook. Kom ons loof en dank nou die Here. Kom ons loof en dank nou die Heer, vir al sy liefde ons bewys, ons lewens leer. Hy bewaar ons, hy maak ons vry, hy sal vir ewig
sê vir U dankie dat ons U kan loof en prys en dat ons U kan dank en kan aanbid ook sommer net waar ons is. Lekker saam kan sing. Kan besef dat U die Here is wat groot is en almagtig is. Dat U altyd by ons is en saam met ons is. Dat U die storms van die see stil maak. Dat U ook die storms in ons harte stil maak. Here, dat U ook vir ons wil vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Baie dankie ook daarvoor. Ons kan nie genoeg dankie sê daarvoor nie. Ons is positief. Ons is opgewek. Ons is vrolik te midde van die omstandighede, want U is 'n lewendige God wat ons nooit alleen los en alleen laat nie. 'n God wat vir ons hoop gee, 'n hoop wat verder strek as die mure van ons huis, 'n hoop wat verder strek as die kamer of die woonstel waarin ek myself vandag bevind, 'n hoop wat verder strek as enigiets anderste. Here, 'n hoop wat ook verder strek as die dood. Dat ons kan weet dat ons die ewige lewe saam met U kan hê. Nou reeds begin dit in ons harte, maar ons het 'n verwagting dat ons eendag ten volle deel sal hê daaraan. Dankie ook daarvoor. Dit alles bid ons in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou ja, maak solank jou Bybel daar oop by Filippense 2 vers 1 tot 4 en dan luister ons lekker saam en ons lees 'n bietjie saam daarso. Filippense 2 vers 1 tot 4, 'n baie bekende stukkie. Waar Paulus dan ook vir ons leer wat Jesus Christus kom doen het. Ek het laas week gesê, dis nou in die lydenstyd, ons is baie naby aan Paastyd, en ons dink ook aan die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, en ons vra ook vir onsself af, hoe kan ons hierdie voorbeeld in ons lewens prakties uitlewe, sommer daar by die huis ook, waar ons is. Vers 1 sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome, deur eengesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander ene hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Wat 'n inspirerende stukkie en 'n pragtige stukkie. En ek het nou my gesin gevra om so 'n bietjie deel te neem aan die preek vanoggend, en voordat ek nou dit inbring en daaroor gesels, wil ek net gou inleidend net sê, ons kry mos nou die Engelse uitdrukking wat sê, me, myself and I. En wat vir ons wil sê, dat baie keer in die wêreld, en daar in die huis ook, dan gaan dit mos oor my. En wat vir my belangrik is. En ek is nie so gepla oor wat vir mamma en pappa belangrik is nie. Ek is nie altyd so gepla oor wat vir man en vrou lief so belangrik is nie. Of vir ouma of vir oupa nie, of vir ander mense nie. En dit gaan baie keer dan net oor my en wat ek wil hê en wat ek graag wil doen. En in hierdie gedeelte gaan ons nou vanoggend kyk, dat Paulus vir ons aanmoedig en sê, gaan leef 'n bietjie uit, sommer daar in die huis, gaan gee om, gaan wys jy gee om, gaan dien mekaar, en wys dat ons die belange van mekaar in die huisgesin ook op die hart dra, en dat ander daar in die huis net so belangrik is soos ons. En ons gaan ook verder kan kyk, julle sal nou sien, ek gaan nie te veel weggee nie, maar ons gaan ook verder kyk, dat ons ook kan, terwyl ons in die huis sit, met die quarantaine wat daar is, kan ons met die media wat ons vandag het, met selfone en tegnologie, steeds nog uitreik na mense buite ons huise, en omgee, veral hulle wat alleen is, en eensaam is in hierdie tyd ook, dat ons 'n bietjie vir hulle ook kan ophelder en goeie moed kan gee ook. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Terwyl jy daaroor dink en 'n bietjie nadink, kom ek en my gesin deel gou net ietsie anderste wat met ons gebeur het en hoe ons dink ons prakties ook in hierdie tyd mekaar kan dien. Daar sê, goed, nou kom ons kyk wat se geskenk het ons as gesin gekry en hoe ons dink ons mekaar 'n bietjie kan help daar by die huis. En nie net sommer net, ek het gesê vir die 21 dae, maar ek wil vinnig sê, nie net vir die 21 dae nie, sommer vir daarna ook. Ons moet sommer leer om altyd mense te help en te dien, né? Goed, kom ons hoor by Amish, hy gaan eers te gaan, ons hoor by hom, wat het hy gekry? Ek
het 'n waslap en 'n afdrooglap gekry. Ek gaan die skotte goed was en daarna dit afdroog. Dan gaan ek dit in die kas se bære. Sê dankie Amies. Ja, goed, iemand moet daarom die moue oprol en die skorrelgoed was, né? Dis nou vir die mans en die seuns, dat julle 'n bietjie julle beurt om dit te doen. Moet nie die skorrelgoed wasser gebruikie. Was 'n bietjie self. Kara? Ek het Handy Andy en 'n sponsie gekry. So ek gaan die wasbak was as ons klaar tande geborsel het en die bad was as ons klaar gebad het. Sy pragtig, so dan is die bad lekker blink en skoon en al die ou merkies is af en mamma hoef nie elke keer dit te doen nie, né? Kom ons hoor wat het mamma gekry. Ek het wasgoedseep gekry, so ek gaan ons klere was, sodat ons klere mooi skoon is. Sy, dankie mamma, dan ruik het ook lekker as die klere gewas is en mooi skoon is. Ek wil nou net vir julle sê, ek het niks gekry nie. Nee, ek maak sommer 'n grapie, ek het ook iets gekry. Laat ek sien. Ek het 'n lappie gekry, ek dink is 'n stoflappie, en dan kan ek so 'n bietjie die huis gaan afstof en skoon maak, en die stofsuier nader trek, en ook 'n bietjie uitsuig, sodat die huis ook lekker skoon is, en al die stof ook weg is, so, almal klim in, almal vir ons gaan lekker saamwerk, as 'n span, en dis wat ons daar vir die huis vir julle wil uitnodig. Ek gaan nou kyk, vir julle sê, hoe Paulus sê, verder sê, 'n paar verdere raad gee, oor hoe ons dit by die huis kan doen. Ek gaan gou net 'n kans gee vir my gesin, baie dankie julle, vir julle hulp, en vir julle bystand, ek waardeer dit baie, en kom ons laat hulle gou net sitplek neem, en dan kyk ons hoe ons verder kan help. Goed julle, nou ja, kom ons kyk net gou na iets anderste, ek wil gou net 'n ander prentjie vir jou bring daar by die huis, om nog die eenheid wat daar moet wees, tussen gesinne, families, maar ook ons as gelowiges, want die wêreld gaan ons weer aangaan, en ons bly nog steeds een hegte familie van die kerk ook, en in die wêreld ook. Maar daar in die gesin is dit wat toegepas word in die kerk net so belangrik. So kyk 'n bietjie na hierdie prentjie van 'n fietswiel. Ek het nou gaan kyk na die Engelse naam is mos nou 'n rim, maar ek sien die Google Translate, ek hoop hulle het hom reg getranslate, sê vir my dis 'n rand, 'n fietsrand. So die Afrikaanse onderwysers kan nou later vir my nou boodskapie stuur of hy sê jy's heeltemal verkeerd. En dan sal ek nou dit regmaak. Maar as jy nou kyk na die fietsewiel, dan in die middelkant mos nou die dingetjie daar in die middel wat draai, die as, en ons kan sê in ons lewens is dit die Here, hy moet die middelpunt van ons lewens wees. En dan kan jy kyk na die speke, en die speke sou jy kon voorstel as die Christene, elke Christen gelowige, of dan in die huisgesin as jy wil, sal hy dalk bietjie kleiner met minder speke wees, maar sê daai speke is ons elkeen se geloofspad of ons taakies wat ons doen, en dit hou dan daai rand vas, sodat hierdie wiel wel lekker kan rol daar by die huis en in ons lewens. So belangrik is dit dat elkeen van ons, saam met die Here wat in die middel staan en ons saambind, hierdie take kan doen en saamwerk, sodat alles glad kan verloop en ons in 'n eenheid met mekaar saam kan werk en die Here se naam kan groot maak. En so het Jesus ons mos gewys. Julle sal onthou, as jy in die Bybel gaan lees, en mamma en pappa kan vir die kinders gerus later gaan lees in Johannes 13, waar Jesus die disippels se voete was. En dan wys hy ook vir ons wat is diens, dat ons ook mekaar se voete sal was. Dis sommer nou 'n lekker ding om te doen in hierdie tyd, terwyl ek daaraan dink, dat die kinders 'n bietjie ouers se voete kan was, ouers, kinders in mekaar sinne, om ook so vir mekaar te kan dien en om te kan gee. Nou voordat ons verder aangaan, omdat die Here so wonderlik vir ons is, omdat hy ons so baie lief het en so 'n goeie voorbeeld vir ons stel, kom ons sing nog 'n lekker lied saam. Ons sing loof hom met die tromme. Almal wat asem het, geniet dit. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde.
Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Loof hom met viole, loof hom met de fluit, loof hom met klaviere en gitare. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende cymbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Ek hoop die kinders daar by die huis het sommer 'n lekker drom geslaan en die Here geloof en prys terwyl mamma se voete so 'n bietjie tap daar op die vloer. Is ook lekker om so die Here te kan loof en prys. Nou kom ons gaan kyk nou 'n bietjie. Ons wil nou 'n bietjie prakties raak. Ek gaan vir julle net so 4 dinge sê hoe ons mekaar kan dien by die huis en dan ook later ander mense kan dien, ook daar van die huis af ander kan dien en ook later hierdie diensbaarheid kan uitleef. So die eerste ene is ons na hierdie stukkie kyk, dan wil ons vir mekaar sê dien doeteenvoudig om behulpsaam te wees. Dien doeteenvoudig om behulpsaam te wees. Met ander woorde, as jy weet dit gaan iemand bevoordeel, dit gaan iemand help, doen dit. As jy sien daar by die huis, dit gaan mos nou vir mamma of vir pappa help, dit gaan vir boetie of sussie help, dit gaan vir ouma of oupa help, of in gedagte het dat daardie oproep of daardie WhatsApp of wat ook al jy gaan stuur vir iemand gaan help, regtig gaan help, doen dit. Wees maar versigtig vir daai dinge wat nie regtig help, het mense so op WhatsApp stuur nie, terwyl ek dit nou sê, maar dit wat regtig gaan help, doen dit en help. En onthou, wanneer jy sit en bid in hierdie tyd, jy kan dalk vir my sê, ek is alleen by die huis, ek het nou niemand hier wat ek kan help nie, miskien nie die hond of die kat, maar as jy daar sit en bid in hierdie tyd, dan help jy ook ander mense, en jy is ook besig om te dien. So die eerste enetjie, dien doeteenvoudig om behulpsaam te wees. Die tweede ene, dien selfs al is dit 'n onbegeerlike taak. Sjoe, Kara het nou nog gesê, sy het 'n sponsie gekry, of Andy gekry, en sy kan nou die bad was, en die wasbak was, maar weet julle wat is sleg? Daar by die huis is die toilet skoonmaak. Wie wil dit doen? Niemand het lus om 'n toilet skoon te maak nie. Maar daar's baie sulke onbegeerlike taakies, wat niemand voor lus het nie, maar iemand moet dit doen. En as ons die regte gesindheid in die Here het, dan doen ons hierdie take ook, met 'n lied in ons hart, en ons gee om mense te help. Dan, dien sonder kla. So ons sê, dien doeteenvoudig om behulpsaam te wees. Die tweede ene, dien selfs al is dit 'n onbegeerlike taak. Die derde ene, dien sonder om te kla. Ons as mense kan dan regtig, kom ons gebruik nou die Engels, né? Moan en groan. Ons steun en ons kla. Moet ek nou alweer my kamer aan die kant gaan maak? Moet ek regtig maar vir ma help met die wasgoed was? Moet ek regtig vir jou help bokkie met die skorrelgoed was? Moet ek regtig ons steun en ons kla? Dis verskriklik erg baie keer om te dien. Paulus sê en die Bybel sê vir ons, doen dit sonder om te kla. Jesus het ons gedien sonder om te kla toe hy op die aarde was. Daarom kan ek en jy mekaar ook dien sonder om te kla. Ons behoort vreugde daarin te vind om mekaar so te kan help. So in die vierde enetjie dan sê dien sonder om iemand vra. Dien sonder dat iemand vra. Met ander woorde, moenie nou wag dat iemand vir jou vra nie. Moenie dat iemand jou nou eers moet nooi of moet uitnooi nie. Ons as mense is maar geneig om baie keer vinnig te sê, niemand wil my help nie. Maar ons spring nie altyd op en help ander mense nie. As jy iemand sien sukkel, as jy iemand sien swaar kry, as jy daar weer eens by die huis sien, daar's 'n werkie of 'n taakie om te doen, spring sommer in, doen dit nou, dan is dit klaar. Ek sê altyd vir my kinders, as jy dit nou doen, dan is dit klaar, dan kan jy mos nou baie meer tyd hê om ander dinge te doen.
So, kom ons spring in en doen dit nou. As jy nou daar sit, na die preek dan klaar is en jy dink, ek moet hierdie of hierdie gou gebel om te hoor hoe gaan dit daar. Want dis nog 'n manier, ek het nou gesê, ons kan ander mense wat alleen is help, en selfs as jy alleen is, kan jy ander mense ook dien daar waar jy sit. As jy toegang het tot 'n selfoon, as jy WhatsApp het, as jy op Facebook kan gaan, wat ook al, as jy 'n manier het of vir iemand 'n boodskap te kan uitstuur, bel hulle, praat hulle 'n bietjie moed in, gesels 'n bietjie lekker, dan breek dit sommer daai alleenheid en daai stilte, en hoor hoe gaan dit. Ek wil sommer vir julle sê ook, volg op, dink 'n bietjie aan mense wat alleen is, volg so elke keer op, as jy kan, maak 'n vaste afspraak, as dit reg is met hulle, as jy elke aand 6 uur bel, of 5 uur, is dit reg, as daar niemand anders is wat jou bel nie, gesels ek so 'n paar minute met jou, en so kan ons ook ander mense dien, en dit sommer onmiddellik doen, sonder dat iemand vir ons vra om dit te doen, en wat gaan dit vir daai mense nie alles beteken nie, wat beteken dit nie vir mamma en papa nie, wat beteken dit nie vir boetie en sissie nie, as ons maar net opspring en ons begin dingetjies te doen, en mekaar te help nie. Hulle sê, om iets te doen, omdat jy graag wil, is 'n vrywillige daad, maar ook 'n plesier. Iets wat jy uit pligheid doen, of omdat jy moet, omdat jy verplig word, dis plig, dis nie plesier altyd nie. Maar omdat jy dit graag wil doen, is dit 'n vrywillige daad, en daarom ook 'n plesier. So as jy vrywillig aanbied om iets te doen, dan doen jy dit ook uit die liefde van jou hart uit. En dit maak 'n verskil. So kom ons vat gou saam, ons vat gou hierdie 4 dinge saam. Ons sê, dien dood eenvoudig om behulpsaam te wees. Dien, selfs al is dit 'n onbegeerlike taak. Dien sonder om te kla. Dien sonder dat iemand jou vra. Moenie eers wag dat iemand jou vra voordat jy begin doen nie. Weet julle, as ek daaraan dink, dan is dit eintlik so maklik om ander mense te dien, is dit nie? Dit is so eenvoudig, ons dink is moeilik, maar dit is eintlik so maklik. Ons het altyd die geleentheid om te kan omgee en vir mekaar te kan dien. Kom ons gebruik die geleentheid, kom ons staan nader, en kom ons sit hand by, en kom ons maak 'n verskil. Ons bid ook dan nou saam tot die Here ook, dat hy vir ons sal lei en vir ons sal help in hierdie tyd ook. Wonderlike Vader, ons bid dat U vir ons ook sal help om mekaar opreg en in liefde by die huise te kan dien. Ons bid dat U ons sal help, dat daar waar ons alleen is, daai alleenheid gevul sal word met U teenwoordigheid, maar ook gevul sal word met ander se omgee vir ons. En dat ons ook kan omgee vir ander, en dat ons kan uitreik ook deur die media wat U vir ons gee, tot ons beskikking gestel het, as dit moontlik is om te bel, 'n oproep te doen, 'n WhatsApp uit te stuur, hoe ook al, dat ons op daardie wyse nog steeds vir mekaar kan dien. En dankie dat ons weet, ons kan mekaar in die gees en in ons gedagtes en in ons harte saamdra en vir mekaar omgee. Ons loof en ons prys U daarvoor, ons sê dankie dat U ons liefhet en dat U vir ons omgee. Dit bid ons alles in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan uitgaan en afsluit met die slotlied, lied 308, daai mooi lied wat sê, Here, neem my lewe en laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Wat dan ook sê dat my hande en my voete en alles wat ek het gebruik sal word, tot God se eer om Hom te dien, maar weer eens om ook mekaar te dien. Neem my lewe, laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete skoei al Heer,
met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vraag. Neem my goud en silwer hier, niks nou my eie meer, al my kennis en verstand, stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad. Neem my lewe, laat ek neer, u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid getuig. Ja, ek hoop weer eens julle het lekker saam gesing, sommer 'n hande gevat as jy kon, en die Here geloof en prys met 'n glimlag vandag. Mag die Here ook vir jou seën, mag die Vader vir julle uitermate goed wees, mag Jesus se liefde en sy voorbeeld van diens in julle harte bly leef, mag dit julle inspireer ook om deur die Heilige Gees uit te gaan en te beweeg, daar in jou huis, en selfs later ook, wanneer hierdie tydperk van kwarantyne klaar is, om ook verder te gaan dien en om te gee. God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons, totdat hy weer kom.